hierdie videoklip gaan ek vir julle wys hoe om julle backing aan te sit. Eerste wat ek gaan doen is, eerste aanbieding gaan wees, ek gaan gebruik maak van 'n Alman X Milli. Wat ons hier doen is van die hoekie en dan sit jy hom deur die agterkant van die Milli, so dalk die kameraman kan kry om net vir ons in te zoom op die Milli. En as ons sien, die is dit deur die agterkant van die Milli, ons noem dit die skouer van die Milli. Hy is daardeur gehak. Dan wat ons gaan doen is ons gaan die meeste van die Milli wegknip. Die verwysing altyd daarna is dan 'n geknipte Milli. Die volgende stap gaan ek net vir julle wys hoe om die backing aan te sit. Hier is die TFC backing wat ons gemaak het op die backing video. Ek gaan net vir jou 'n stukkie uithaal. As jy backing uithaal om mee te hang op, wat 'n stukkie in jou hand en dan brei jy net vir so 'n oomblik. Maak hom net makliker hanteerbaar. Ek rol gewoonlik die backing in 'n balletjie. Nou kom so 'n bietjie gebrei het. En dan gaan ek die balletjie plat druk. Agter die milliput en dan vorm ek hom laat hy teen die milliput is en teen die lyn opgaan. Dis hoe dit dan lyk. Vir die volgende aasaanbieding waar ons gebruik maak van 'n backing, het ek vir ons RPI Instant DG aangemaak. Van hierdie hoekie afbyt hier, druk jy vir 'n klein stukkie uit en dan wat so 'n balletjie, dan druk ek hom op die hoek, maak altyd seker die vingers is droog. En dan rol ons net daai DG baie mooi op die hoek. Volgende wat jy gaan doen, dis die backing wat ons gemaak het op die backing video. Dis die Pearl Liquid Gem wat ons gebruik het. Ek gaan hier net vir jou dan ook so 'n stukkie uithaal, soos ek genoem het. Werk hom so 'n bietjie in jou vingers. Daai brei maak hom net so 'n bietjie sagter, makliker hanteerbaar. Kan ek die hoek vat weer. Agter daai RPI Instant deeg kan ek hom plat druk, op die lyn druk in die hoek en dan gaan ek hom rol agter daai Instant deegie. En dis hoe die aasaanbieding lyk. RPI Instant deeg met 'n pull backing. Dan vir die laaste aasaanbieding wat ek vanaand vir julle gaan wys, gaan ek gebruik maak van 'n Moonstone, die Poet Floating Gem. Gaan hom hak en hom net deurreg op die draai van die hoek. As ek agterkom dat die meeste van die aas wat ek opsit, vat ek deur die hoekie tot op die draai van die hoekie. Die hoek se punt is altyd oop. Jy hoef nie 'n hoek toe te maak nie. Baie mense dink julle hoekie moet toe wees. Dis totaal en al onnodig. Ek los die hoek se punt altyd oop en dit werk vir my. Hierdie is dan die D6 copy backing wat ons die ander hand gemaak het. Nou weer my stukkie uithaal. Dit ruik so lekker, ek keer dit so myself. Ek dink hoe lekker geel is om my tande weer op die vloer hou. Hierdie D6 backing moet eet. Weer eens brei hom so 'n bietjie. Maak hom tot hy lekker sag is. Wat hier daai hoekie, as hy nou sag gemaak is, 'n balletjie weer plat gedruk oor die hoekie en die lyn en dan vorm jy hom vas teen daai floating gem
Jy kan natuurlik 'n bleeding float gebruik, jy kan 'n sagte float gebruik, harde float, natuurlik wat jou keuse is. En die finale aasaanbieding met daai backing gaan so lyk. Dis dan al vir hierdie video klip. Dit is hoe om backings saam met 'n aas op die hoek te sit.